ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 317. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek saam met die saam met die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, die 1860 Bybel wat deur Dr. Joseph Briant Rottenham vertaal was in die Hebreëse name. Ek het 'n pakket wat ek aanbied vir dieselfde prys wat jy enige een van my boeke kan gratis saamkry, plus die posgeld in Suid-Afrika en Namibië. So dis daar, sou u belangstel. Dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels. Se moet saam met die Bybel, een van die legkaart studiegids Bybels is 'n A4 boeke, 500 bladsye, weeg amper so 1,5 kilogram elk, né? Sou jy belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124, gaan na my webtuiste https://javashua.co.za, soos dit hierbo is. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk, u is verskriklik welkom, u is verskriklik welkom. Maar dit is uiters belangrik dat u na deel 1 gaan en voorbegin. Hoekom? U het 'n magdom inligting reeds gemis. Het is baie belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewings kan kry van al ons verskillende studies wat ons doen, ook die Engels en natuurlik ons TikTok boodskappe. Stuur die kontak vir die vriende en kennis, vir almal wat hier lief is, belangrik. Dis 'n reeks is lewensverandering, skryfblok en pen is uiters noodsaaklik, as ook 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke môre ster die ek is wie ek is, halleluja. Dankie dat ons u Javashua nie net by die titels ken nie, maar ons ken u by die geopenbaarde naam, die naam bo elke ander naam. Die Bybel sê dat die Satan en sy demoniese gevalle engele sidder en beef by die aanhoor van hierdie naam. Halleluja. Halleluja. Dankie dat ons in respek u aanbid, maar dat ons in die krag van die Ruach beweeg, die Ruach HaKodesh, in hierdie bo-natuurlike geopenbaarde name. Seën vanmôre se woord, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike ore om te hoor wat u vir ons sê, Vader, en laat u vanmôre deur die woord verheerlik word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Naam Javashua, elke Javis sê halleluja, 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 halleluja. Halleluja beteken prys unto Java. Hoe wonderlik is dit? Java, Java. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Halleluja. Prys hom, prys hom. Die woord sê hy woon tussen hulle wat hom kan prys en hom aanbid. Ek sien die ouens by die rugby en goed wanneer Pollard die bal oorskop. En dis die verskil tussen om die wedstryd te wen of nie. As hy daai bal tussen daai palle deurskop, die ouens sê nie, sit nie so en sê ons moet bly. Nee, daai manne spring op en hulle waai hulle hande en hulle sê hulle excited en hulle skree en dis vir 'n ander mens. Daarom sê die woord, Java woon tussen hulle wat hom kan prys. Ons wil u loof. Ons wil u vanmôre loof, Vader, vir die voorreg wat ons as bloedgewaste, geesgevulde, wedergebore Javiste u in die naam van Javashua kan aanbid. Dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het om by die bo-natuurlike geopenbaarde woord te kon uitgekom het. Ons prys u. Ons wil u oplig. Ons wil vanmôre al die eer en die lof en die prys vir u bring in die naam van Javashua.
in ons nederigheid, in ons menslikheid, maar ook vanmôre as konings, seuns en priesters van U, in die mooiste naam Jahweh. Halleluja, 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 halleluja. Wat 'n seëning vanmôre. Halleluja. Daar's so salwing in hierdie ateljee wat net deur die Ruach HaKodesh kan gebeur. Ek wonder hoe gereeld het die disippels van Jahweh hom aanbid. Die Jode wou hom met klippe doodgooi in die sinagoges as skyn heilig is, die Fariseërs, die Sadduseërs, die Sanhedrin en die ouderlinge, hulle wou hom met klippe doodgooi. Ek wonder hoeveel keer het die apostels, die disippels van Jahweh, voor die apostels was, ekskuus tog, hier's 'n lawwe haartjie in my neus. Ek het al oorweeg om die snor heeltemal af te sny, maar dis groot huismoeilikheid daai natuurlik. Hulle sê daar seker goed wat gebed regmaak, maar daai sal een van hulle wees wat gebed nie regmaak nie. Nou ja, ek wonder die disippels van Jahweh, wanneer hulle so in die teenwoordigheid sit en hy die woord breek en hy die malevoet met die manna van die lewe, of hulle ook net in aanbidding ingegaan het. Ek sien die vrou met die Maria Magdalena wat met die salf kom, die fles, 'n nardesalf, en sy voete salf, en sy hom net aanbid. Wat 'n voorreg dat ek en U vanmôre Vader Jahwe deur Jahweh net kan aanbid. Die woord sê hy woon tussen hulle wat hom kan aanbid. Nou hy sê in Spreuke 18 vers 20, in die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Kyk hoe lei die Ruach ons nou vanmôre. Wat doen ons wanneer ons hande opsteek en ons Jahwe prys? Dis die vrug van my mond. Ek kan so sit. Weet jy wat doen ek? Ek aanbid in my stilligheid. Daar's een ding wat die Satan en sy trawante nie kan doen nie. They can't do mind reading. Ek kan so sit en ek kan prys en aanbid, maar die Satan weet nie wat ek doen nie, of sê nie. Terwyl die woord sê, dat Jahwe sê, voor julle gespreek het ek reeds geweet. Nou dis een ding om so te sit, in aanbidding. En is 'n ander ding, wanneer ek my hande opsteek, en Jahwe prys, en loof, en hom groot maak. Weet jy wat gebeur? Dis wanneer die Satan is het trawante hardloop. Hoekom? Want dit is 'n krag in werking. Dis 'n verheerlikende krag. Die vrug van iemand se mond, van die vrug van iemand se mond, van dit wat ek bring, word sy maag versadig. En dis hoekom die goddelose altyd 'n loopmaag het en diarree het en al die goed, ek gee nou maar net voor, want dis die goed wat hulle inneem. Verstaan jy wat ek sê? Spirits en die slegtigheid van die wêreld en die prostitusie en pornografie en al die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Maar so is die bruid van Jahwe. Ons wil dit hê, ons wil Jahwe loof. En U het nie nodig om vir my te wag om te sê, kom ons loof Jahwe nie.
In hierdie dag het u die geleentheid om in die stilte tyd, dis waar ons dit moet beoefen, in my stilte tyd, jou hande op te steek en Jahwe te loof. Roep het uit, laat Satan dit hoor. Want die woord sê, hy sidder en hy beef by die aanhoor van die name en die krag deur die Ruach HaKodesh. So ons word versadig waardeur ons geestelike liggaam word versadig deur die vrug van my mond. Ons het die mag eerder om te seën as om te vervloek. Ons het die mag om lewe te spreek en nie dood nie. Ons het die autoriteit om positiewe dinge te sê en nie negatiewe dinge nie. Die persoon sê die bottel is half leeg. As hy half is hy half. Hoekom sê jy nie eerder hy is half vol nie? Die bottel is half leeg, is 'n negatief. Maar as ek sê die bottel is half vol, dan sê ek, ons kan nog drink. Die koeldrank, daar is nog 'n halwe bottel. Ek praat nie van 'n brandewyn nie. Ek praat van die, hoe ek nou sê, ons kan nog drink, laat iemand nou nie weer dink aan brandewyn nie. Die Coke Zero, daar is nog half, ek kan nog lekker sit en 'n bietjie Coke in my glas gooi en sit en kuier. Verstaan? Net die manier wat ek goed sê, vul my maag, nie my maag nie, my sielste mense. Ek vind in die Spreuke van Salomo dat koning Salomo is so gereeld besig om te praat van die mag van die mond, die mag van die tong, die invloed van die tong in my lewe, in my geestelike lewe, in my besigheid, in my familie, in die bediening van die woord. Hoe het iemand een keer gesê, you must mind what you're wishing for, you might just get it. Verstaan jy wat ek sê? So in ons verheerliking moet ons Jahwe vertrou vir die goed wat ons in ons lewens wil hê. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig of gevul. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dit wat jy spreek, is jy. Ek kan onthou, toe ons kinders was, ons so baie keer gehoor hoe mense sê, man, jy's net jou pa, jy's net so loser soos jou pa. My ma het nooit daai terme gebruik met ons nie, want my pa was nooit 'n loser. Ek praat nou van, daar's dranksigtige huise en goed, waar die ma sê, jy's uitgeknip vir die hel, man, jy's net jou pa. Al daai negatiewe goedes wat gespreek word, en wanneer daai ouetjie 18 word, is hy 'n tronkvoël, het hulle probleme, hy's 'n rapist, jy's soos jou pa, jy's soos die, jy's soos daai. As jy dan identifiseer dat hy soos sy pa is, bid dan vir hom. Moet nie goed oor hom spreek nie. Kyk wat sê iemand. Want die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Kom ons wees positief. Die nuwe jaar lê voor ons. As Jahwe lewe en gesondheid spaar, ons kyk uit met groot verwagting vir 2026. Want ons verwag dat ons versadig gaan word met die opbrengs van ons lippe. Ons bring lewe en nie dood nie. Voorspoed en nie teëspoed nie. Gesondheid en nie siekte nie. Rykdom en nie armoede nie. Dis wat Jahwe wil hê ons moet wees. Ek wil my versadig met die positiewe opbrengs uit my sielsdimensie wat ek wil bely. So ek wil hê in hierdie dag moet u begin om te bely. U moet die voorspoed oor u bely. Ek is siek, jy moet die genesing bely. Bekommernisse, jy moet die vrymaking bely.
Die meer ons die positiewe goed roep, die makliker word dit vir ons. Maar prof, jy weet nie waardeur ons gaan nie. Maar weet jy wat? Jafashua weet. Jaffa weet. En Jafashua het reeds die volle prys betaal in die oorwinning, dat ek en u in die oorwinning kan wees. Van die vrug van iemand se mond, ek wil dit verander, ek wil sê van die vrug van my mond, word my maag versadig, my sielsdimensie. Ek sal versadig word van die opbrengs van my lippe. Dis gaan persoonlik hierso. Dis ek en Jafashua. Dis u en Jafashua. Kom ons wees vandag die beste Jafiste, positief ingestel, om die beste vir die koninkryk van Vader Jaffa te bereik. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.